Goeiemôre vriende, ek groet julle vanoggend met die seën wat die Here ook oor Abraham uitgespreek het. Ek sal jou seën en jou iemand van betekenis maak. Jy moet 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en deur jou sal die hele aarde geseën wees. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons wil ook vandag baie geluk sê vir mense wat in hierdie week verjaar. Kom ons kyk wie is al die mense wat vandag en in hierdie week verjaar. So ons sê dan baie geluk vir Dana de Pre, Adele Lotter, Soanay Stanton, Tokkie Strydom en Maria van der Merwe met hulle verjaardag vandag. Mag julle regtig 'n lieflike dag hê en 'n goeie jaar voor julle. En saam met hulle verjaar dan nou maandag Marlene Austin, woensdag Alison Erasmus, Daniela Kreur en Magtel Lou, donderdag Louise Duisel en Alicia Snyman, en saterdag die tweeling wat al baie jare saam met my kom, Christo en Rian Badenhorst en Marius van der Merwe. Mag die Here vir julle almal 'n lieflike jaar gee en mag julle 'n seën wees vir ander mense. Vriende, ons gaan nou saam bid en nadat ons gebid het, gaan ons saam sing by lied 266, al sou die vyeboom nie bot nie, wat dan nou 'n verwerking is van dit wat Habakuk destyds gesê het. Ons Vader wat in die hemel is, en wat op 'n baie besondere manier ook op die aarde is, en in ons lewens is, ons bid dat U naam onder ons geheilig word. Ons bid dat U koninkryk onder ons sal kom, dat U wil onder ons sal geskied, so volmaak op hierdie aarde, soos wat dit ook in die hemel is. En ons weet, as ons dit vra ons 'n ongelooflike groot ding, maar ons vra dit van U, want by U is die lewe, en by U is alle dinge moontlik. Ons dank U, Here, dat U vir ons sorg, dat U vir ons brood op die tafel sit en klere om aan te trek. En ons kom onmiddellik en ons kom maak onsself beskikbaar dat U deur ons ook brood vir mense sal gee. Ons kom sê vir U, ons hande en ons harte is oop. Here, ons kom voor U en ons kom sê vir U dankie dat U een is wat vergewe en dat U ons vergewe deur die bloed van Jesus. Ons weet, ons stel onsself diep teleur, hoeveel te meer stel ons U nie teleur nie. Maar ons kom na U toe en ons pleit vir genade. Here, ons kom ook onsself bereid verklaar om te vergewe en ons wil ook almal wat teen ons iets verkeerd gedoen het, vergewe. Ons wil vra dat U vir ons help om teen elke versoeking te bly staan, om dit te weerstaan. Dat U vir ons hierdie week die genade gee om 'n versoeking te sien aankom en om doodgewoon net pad te gee. Ons bid, Here, en ons kom sê vir U dat alles aan U behoort. Die aarde en alles daarop, die see en alles daarin, die lug en alles daarin, die hele kosmos, ons ook. Maak U met ons soos wat U wil. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Alsou dan ook die vyeboom nie bot nie, alsou die wingerd sonder druiwe staan,
laat my vas en veilig staan. Al sou dan ook die vrye boom nie bot nie, al sou die wingerd sonder druiwe staan, die graan verdor, die vrugtebome wegkwyn, die beeste klein, vir alles hier vergaan. Nog sal ek juig en bly wees in my God. Hy is my hulp, hy gee my krag, hy laat my loop waar rand stierebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Ek het verlede jaar al gesê dat ek graag hierdie jaar wil praat oor roeping en dat ek 'n preekreeks daaroor sou wou doen en ek gaan dan nou vandag daarmee begin. Ons word almal geroep deur die Here, elke dag. Ons is verskillende mense, verskillende persoonlikhede. Ons het verskillende situasies. Ons is op verskillende plekke op die geloofsreis. En daarom is dit goed om te kyk na hoe verskillende mense in die Bybel geroep is, want op een of ander manier gaan van daardie verhale met ons resoneer. So ek hoop dat wanneer ons na hierdie verskillende persone kyk, dit vir jou persoonlik baie waarde sal hê. Ons gaan kyk na persone soos Jakob, Moses, Samuel, David, Jesaja, Jeremia, Nehemia, Maria en Josef, Jesus, die disippels, Johannes die Doper en Paulus, en baie ander. Ons sal maar kyk waar die reis vir ons neem. Maar ons begin dan nou vandag by Abraham, omdat hy die vader van die geloof is. En daarom gaan ons nou lees by Genesis 12, vers 1 tot 9. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskant Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek, by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon. Toe het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. En van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bet-El, waar hy tent opgeslaan het met Bet-El aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe versit. Dit is die woord van die Here. Dit is vir my jammer dat ons eerste geloofsvader se roepingsverhaal so kort en bondig is.
So eenvoudig. Dit klink amper of dit eenvoudig was. Ek sou 'n bietjie meer detail wou gehad het. Maar al wat ons het is, die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Abraham het toe getrek, gehoorsaam aan die woord van die Here. Net dit. Bid jou dit aan. So eenvoudig. Dit klink amper asof hy een Dinsdag by die Here gehoor het, hy moet trek, en hy het opgepak en Saterdagmiddag toe is hulle daar weg. So maklik soos dit. Ek sou meer wou geweet het van wat hy ervaar het. Nommer 1, hoe het hy bewus geword van God, van Jahwe? Hy het op daai stadium 'n hele klomp gode gehad wat hy oor jare gedien het. Wat het gebeur dat hierdie God, Jahwe, in sy lewe ingespeel het? Het hy een of ander innerlike worsteling gehad, 'n geestelike stryd? Het hy dalk ontnigter geraak deur die ander gode dat hulle hom dikwels teleurgestel het? Is dit dalk 'n kwessie dat sy agtergrond in Ur en toe in Haran, twee groot kosmopolitiese stede, groot sentra, dat daai stede vir hom gehelp het om 'n bietjie meer van 'n oop gemoed te hê, sodat hy weier kon dink as net eng oor die gode wat hy dan nou aanbid het. Het dit alles dinge 'n bietjie oop geskuif vir hom? Het hy 'n droom gehad? Het God aan hom verskyn in 'n droom? Was daar een of ander snaakse verskynsel wat gebeur het? Was daar 'n stem uit die hemel uit gewees? En wat van sy pa en sy broer en die res van die familie? Het hulle maar dit sommer net so aanvaar? Het hulle nie vir hom gewaarsku teen die gevaar? Het hulle nie vir hom gesê, ene, maar jy gooi ons nou weg nie? Het hulle nie vir hom gevra, waar kom jy aan hierdie nuwe God van jou? Wat het daar gebeur? Ons weet nie. Al wat ons weet, is dat die Here op een of ander manier vir Abraham oortuig het om te trek en om vir hom te glo dat hy vir hom sou sorg. En so is Abraham toe daar weg. Die Vader alleen weet waarheen. Ek sou graag meer wou weet. Wat het Abraham gedink? Hoe het hy gevoel? Was daar 'n bietjie twyfel by hom gewees? Of het hy opgewonde die volgende gedeelte van sy lewe net aangepak? Dit sou nogal lekker gewees het, om meer te weet van hoe God met Abraham gewerk het in daai tyd. Maar ons het dit nie. Terwyl ons nou eintlik baie min detail het, is daar tog 'n paar dinge uit hierdie roepingsverhaal wat ons kan uithaal en waarvan ons kan leer. En die eerste is dat God van Abraham absolute toewyding vereis het. Ons praat graag van commitment. Hy moes absoluut toegewyd wees, verbind aan God. Dit was nie 'n kwessie van God plus 'n bietjie van dit en 'n bietjie van dat nie. Abraham moes volledig breek met dit wat hom tot daartoe gebind het. Hy moes vir Jahwe alleen dien. En daarom moes hy trek uit Haran uit. Hy moes op 'n nuwe plek nuut gaan begin. Hy moes gespeen word van die verlede. Hy moes gespeen word van die gode van die verlede. Hy moes gespeen word van die gebruike van die verlede.
Hy kon nie oor God dink, soos wat hy gewoond was om te dink oor God in die verlede nie. Hy moes leer dat hy nie weer terug kon hanker, terug verlei kon word na die ou manier van doen nie. Hy moes daar wegkom. Hy moes leer dat dit in die toekoms sou gaan net oor God en wat God wil en nie meer oor sy eie voordeel nie. Hy moes leer oor wat vir sy naaste goed sal wees en nie net oor wat vir hom lekker sou wees nie. Hy moes God aanbid en in daai aanbidding van God sou hy seën ervaar. In die aanbidding van God sou hy ervaar dat sy lewe betekenis kry. Dis maar soos in die huwelik. Jy moet jou vorige verbintenisse almal breek, omdat jy hierdie verbintenis gemaak het met jou lewensmaat. Om hier te vat, moet jy daar los. En dit is wat die Here van Abraham geëis het. Dit bring ons by die tweede punt. God eis ook van ons, dat ons volkome aan hom toegewy sal wees. Om aan God gebind te wees, beteken dat ons alle ander verbintenisse moet prysgee. Reserveloos. Ou gewoontes wat jy gehad het, moet jy laat staan. Ou sondes wat jy bly doen het, moet jy laat staan. Die verlede met die hate wat jy in die verlede gehad het, moet jy los. Jy moet die vyandskappe van die verlede los. Jy moet die verleidinge van die verlede los. Ek weet, dit klink nou verskriklik eenvoudig en maklik. Ons weet, dit is nie so eenvoudig en maklik nie. Dis hoekom ek graag meer sou wou geweet het van Abraham se eie worsteling. Maar die punt is, dit is wat op ons geloofsreis met die Here moet gebeur. Ons moet die verlede reserveloos los en ons moet onsself volledig aan God verbind. Ons moet ophou om te vertrou op dit wat ons besit. En ons moet meer die Here vertrou om vir ons te sorg, en ons moet in die hele proses sy wil en die beste belang van ons naaste ook nastreef. Dis groot goed wat die Here van ons vra, want ons is van nature geneig om selfsugtig te wees. Maar die Here vra dit, om reserveloos vir hom te vertrou. En dit gaan offers vra, dit vra offers. Dis eisend. Maar die wonderlike ding is, dat daar in dit alles ook 'n verskriklike groot seën is. En dat 'n mens al hoe meer die ervaring het, dat jou lewe betekenis het, omdat jy jou lewe volkome op die Here rig. So ons moet elkeen vir onsself vandag ook vra, wat is die goed of die mense waarop ons meer vertrou as op God? Wat is die dinge in die lewe wat ons dryf? En dit is 'n vraag wat jy vir jouself eerlik moet vra en so eerlik as moontlik ook moet probeer antwoord. Wat is die mense, die dinge in hierdie lewe wat vir jou rig en jou lewe aandryf? As jy nie vandag kan sê,
dit is eintlik net God nie, dan beteken dit dat jy eintlik nie nou verder moet reis, nie 'n tree moet verder gee, voordat jy nie net weer in pas met die Here gekom het nie. Dan kan jou lewe geweldige groot betekenis hê, en sal jy 'n seën wees, soveel as wat jy 'n seën ook sal ervaar. Die laaste punt wat ek wil maak, is dat Abraham hierdie roeping van hom met die grootste nederigheid uitgeleef het. Die Here het vir hom gesê om te trek. Hy sou vir hom wys mettertyd waarheen om te gaan. Op die ou einde toe kom hy nou in die gebied wat as Kanaan bekend staan, en die Here het vir hom gesê, ek gee vir jou hierdie land. Maar Abraham sou nooit in sy leeftyd daar 'n vaste adres hê nie. Hy sou maar daar rondswerf. Eers 5 eeue later, 4-5 eeue, sou sy nageslag daar 'n vaste adres hê. Maar Abraham kom nie daaraan met 'n geweldige kabaal, sê vir die Kanaaniete, luister, julle moet nou maar begin skuif, dis eintlik my plek hierdie nie, of julle moet maar vir my begin belastings betaal, want God het die plek vir my gegee nie. Nee, hy kom leef met die grootste respek tussen hulle. Hy beweeg maar daar rond tussen hulle. Hy breek nie hulle altare en hulle tempels af en vervang dit met sy eie nie. Nee, te midde van 'n goed georganiseerde Kanaanitiese afgodediens kom leef Abraham, en hy bou hier vir hom 'n altaartjie ter eer van die Here, en daar bou hy 'n altaartjie, sommer sulke klipgoed, maar met die diepe geloof, God is hier saam met my. Met die grootste nederigheid beweeg Abraham in daardie wêreld rond. Vol respek, geduldig. Ja, en sy moed het hom partykeer begeef. Daar was tye wat hy bang was. Dan stuur die Here vir hom skielik in die woestyn in, en dan beweeg hy nou maar in daai rigting, en dan sê die Here vir hom, ons gaan nou Egipte se kant toe, en dan gaan hy Egipte se kant toe, en dan vat die reis vir hom verby konings vir wie hy bang was, en waar hy allerhande plannetjies gemaak het, ongelowige plannetjies. Maar elke keer het die Here vir hom teruggebring. En een ding het hy geweet, en dit vat ons terug na die eerste punt toe van verbintenis. Haran toe sou hy nooit weer gaan nie. Hy was klaar met Haran. Hy is nou op 'n reis saam met God. Daarom het hy ook vir Isak gesê, sy seun, hy mag nooit Haran toe gaan nie. En my vriend, my vriendin, die Here het jou nie net geroep om saam met hom op 'n geloofsreis te gaan nie. Hy roep vir jou elke dag, om elke dag jou roeping uit te leef. En waar hierdie reis vir jou gaan neem, weet jy miskien nie, die Vader alleen weet. Maar wat jy vandag kan weet, is dat God jou nooit op hierdie reis sal versaak nie. Hy sal altyd vir jou help, altyd vir jou seën, en vir jou tot 'n seën maak. En net so is ons as 'n gemeente op 'n reis. En ons gaan op die oomblik deur baie moeilike tye. En waar hierdie reis ons gaan neem, weet die Vader alleen. As ons verlede jaar nog gedink het, ons het 'n idee, dan weet ons nou,
Ons het eintlik geen idee nie. Maar die Here vra van ons om hom te vertrou en om hierdie reis saam met hom net te loop. En daarom roep ek julle op dat ons saam die verskil sal wees in God se wêreld. Die Here seën jou. Amen. Ons gaan nou saam bid en daarna gaan ons saam sing Ek sien 'n nuwe hemel kom. En ons gebed is dat dit ook vir ons 'n versterking sal wees op ons reis vorentoe. Here, U vra van ons absolute toewyding. U kan dit ook verwag. U is goed. U sorg vir ons. U seën vir ons. Ons kom vandag voor U en ons kom onsself opnuut aan U toewy. Ons kom bid dat U vir ons help om al die ou gewoontes, al ons ou hate en vyandskappe, om ons te help om dit net af te breek, agter ons te los en om aan te gaan met ons lewens. Ons bid Here dat ons lewensreis saam met U vir ons 'n geweldige seën sal wees, omdat ons so naby aan U beweeg. En dat ons lewens ook vir U en vir ander mense tot 'n seën sal wees. Ons bid Here dat U vir ons sal help om in groot nederigheid ons geloof uit te leef. Om onsself nie bo ander te verhef nie, om ook nie wat ons geestelike lewe aanbetref en ons geloofsoortuigings aanbetref, ons bo ander te verhef nie, maar net dankbaar te wees dat ons U mag ken en vir U mag lief hê en van U kan getuig. En dat ons dit sal doen om van U te getuig, waar ons ook al kom, met respek en met nederigheid. Here, laat U koninkryk kom en U wil geskied, orals. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede verder op julle reis. Die Here seën en beskerm jou. Die Here laat aangesig oor jou skyn en is jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou en gee vir jou sy vrede.
Amen.